Nog 'n hoëgeplaaste politikus wat Nampo Oesdag besoek is die leier van die Vryheidsfront Plus, Dr. Corneille Mulder. Hy sit hier oorkant my. Corneille, goeiemôre. Goeiemôre Udo en dankie vir die geleentheid. Hoe sê hulle agter ons kom ook in die kraal, maar jy kry nou seker die landbousektor op sy vrolikst op die laaste dag. Dit is so, dit is belangrik en soms kom die beste nuus of die sterkste standpunte op die einde. Ek wonder of John Steenhuisen nog in die omtes is om repliek te lewer. Luister, jy het nog geluister na ons landbouminister. Plek het jy bietjie geglimlag, jy het saamgestem, ook nie saamgestem nie. Vrye Teels, jou reaksie op wat hy daar te sê gehad het. Hy praat as 'n minister en wat verantwoordelik is vir sy departement. Ek sou graag wou gehoor het wat sy politieke standpunte is, want ek dink dit is ook belangrik. Hy is ook lid van 'n sekere politieke party. Ek dink nie mens moet naïef wees nie. Ek verskil redelik radikaal met baie van die dinge wat hy gesê het. En 'n eenvoudige rede, mens moenie naïef wees nie. Die vraag is doeteenvoudig. President Ramaphosa is reeds 7 jaar die president in Suid-Afrika. Hoekom vind hy dit nodig om juis hierdie jaar vir die eerste keer Nampo te kom besoek? En nie net hy nie, die adjunkpresident is 2 dae later ook hier. En dan moet ek vir jou sê, in 30 jaar het nie die president of die adjunkpresident Nampo besoek nie. Dit was nie vir hulle prioriteit gewees nie. Nou is die vraag, baie eenvoudig. Indien president Trump nie die vergrootglas op Suid-Afrika en sy beleide en wat hy doen in terme van die landbousektor en die sekuriteit van boere ensovoorts geplaas het nie, sou hulle Nampo besoek het. Tweedens, as 49 Afrikaners nie hierdie week opgedaag het in Amerika op uitnodiging van president Trump en ontvang is deur die adjunkminister van buitelandse sake op 'n hoë vlak nie, sou hulle hier gewees het. Derdens, as president Ramaphosa nie volgende Woensdag meneer Trump in die oog moet kyk in sy kantoor nie, sou hulle hier gewees het. En die antwoord is nee, hulle sou nie hier gewees het nie. Ek verneem dat die adjunkpresident het gister glad 'n kraans gaan lê by die gedenkmuur vir vermoorde boere en werkers. Tot onlangs, die president is op rekord. Hy ontken dat daar iets soos plaasmoorde bestaan. So met alle respek teenoor die ANC, ek ken hulle 'n lang pad, ons kom 'n lang pad. Woorde is goed en wel, maar ons stel belang in dade. En as ek met John kan saamstel, hy praat van beleide, ja, maar dit beteken daar moet absolute beleidsverskille en standpunte kom wat 'n verandering maak. En dan is daar 4 goed wat ek sê moet gedoen word as die ANC wil hê ons moet hulle ernstig opneem. En as hulle hoop om 'n sukses te bereik volgende week in Amerika. Die eerste een is: verklaar plaasmoorde as 'n prioriteitsmisdaad, soos wat julle gedoen het met politieke moorde in Natal, soos wat julle gedoen het met ander situasies. Tweedens, die hele gedagte van onteiening van grond is 'n absolute rooi lig. Erken die reg tot eiendomsbesit van mense in Suid-Afrika. Daar, as jy praat van beleide, daar is 'n totale onsekerheid daar rondom. Die derde een wat my betref is bring terug die kommandostelsel. Bring terug die kommandostelsel dat die landbougemeenskap die bemagte het om hulle self te kan verdedig en te kan beskerm dat daar stabiliteit en sekuriteit kom. Vierde een, verklaar Kiel de Boer, Kiel de Farmer tot haatspraak en tree op teen die geweldenaars. Moenie probeer om dit regverdig en sê man, dis onskuldig, dis 'n ou struggle-liedjie nie. Ek het net nou die kraans gaan lê en ek was hartseer daaroor by hierdie gedenkmuur. Gaan kyk na daardie lyste van mense wat wreed vermoor is. Onaanvaarbaar. So, Dr. Mulder, jy het nou hierdie 4 goed op jou lys. Ja. Wie die president daarvan, het jy 'n kans as 'n lid van die RNE gehad om inset te lewer voor volgende week se vergadering? Ongelukkig nie. Die president verstaan ek vertrek maandag, dis nou Vrydag. Hy het heel naweek tyd as hy wil praat met ons oor daardie tipe van goeters. Ek dink nie hy gaan met ons skakel nie. Kom ons kyk of hy skakel, maar dit is ook nie nuwe goed nie. Ek dink by herhaling het landbouorganisasies dit al oorgedra dat hierdie prioriteite is. En ek hoor wat John Steenhuisen sê in verband met die bereik van 'n handelsooreenkoms in Amerika. Ek is bekommerd vir hulle part. As hulle dink hulle gaan by Amerika kom en hoop om gou 'n paar goedjies hier te verduidelik, dan is hulle in vir 'n verrassing. Die Amerikaanse regering, president Trump, is adamant dat daardie goed wat ek genoem het en meer is vir hulle ononderhandelbaar. En kom ons kyk, ek sou dink dit sou verstandig wees as die president daardie verskuiwing kon maak, maar ek het nie groot hoop daarop nie. Kom ons kyk vir dade. Jy het wel as die RNE kans gehad vir hierdie week by sy woning om lekker saam te gesels oor eerstens die begroting en tweedens die reëls onder die regering van nasionale eenheid, die laasgenoemde seker die moeilikste om eintlik oor ooreenstemming te kry. Maar
Wat het daar uitgekom ten opsigte van die begroting? Kom ek sê, dit was 'n goeie gesprek, dit was 'n 3 ure gesprek en ek is dankbaar daarvoor. Dit was 'n oog-tot-oog gesprek by sy huis en ek dink dit was positief en konstruktief. Ek het die punt gemaak om te sê, ongelukkig het die regering van nasionale eenheid op verkeerde manier begin. Hy het begin met die vul van poste, kies 'n president, stel 'n kabinet saam. Die prioriteit behoort te gewees het vind 'n gesamentlike platform met beleidsstandpunte ensovoorts. En dit was nodig dat dit op die spits gedryf is rondom die begroting. Die Vryheidsfront Plus het ook teen die begrotingsraamwerk gestem om daai punt te maak, al is ons deel van die regering van nasionale eenheid. En dit het gelei tot 'n skaak-mat situasie. Ons het volgende Woensdag die 3de poging om die begroting deur te kry. So daai gesprek was rondom die begroting in 'n sekere mate, maar ook konstruktief rondom hoe funksioneer die regering van nasionale eenheid, hoe kan ons dit positief vorentoe vat. En die gesprek rondom die begroting dink ek was 'n positiewe gesprek. Ons sal sien as die minister van Finansies volgende week daarmee kom, maar ek het goeie hoop dat ons die begroting volgende week sal deurkry. Net 'n laaste vraag, het jy enige verwyte as die leier van die Vryheidsfront Plus oor hoe daar onderhandel is om 'n regering van nasionale eenheid te stig? Dis 'n katastrofe. Dis 'n absolute katastrofe. Dis presies hoe mense dit nie moet doen nie. En as jy gaan kyk nou na die verkiesingsuitslag, was dit 'n direkte onderhandeling geweest tussen die ANC en die DA en ander mense was nie betrokke daarbey geweest nie. Noem 'n voorbeeld. Hoe op dese aarde kon daar ingestem gewees het dat die ANC alleen seggenskap behou oor Suid-Afrika se buitelandse beleid? Dis absurd. So dit was 'n katastrofe. As jy die regering van nasionale eenheid wil laat dit werk, sal die hele ding herbesin moet word. Ons nodig ek ten gunste van die regering van nasionale eenheid. Ons moet hom hê. Maar dan moet hy reg funksioneer en almal se gesindheid moet reg wees. Jy het begin om te sê wat se dag is vandag? Dis 'n dag vir saamleef en vrede. Ja, ons kan en ons moet, maar dan moet ons die regte goeders doen. En die Vryheidsfront Plus is gereed daarvoor. Ons is beskikbaar. Ons wil dit graag hê. Is die ANC bereidwillig om dit te doen? Hulle het 'n keuse. Hulle kan saamwerk as 'n minderheidsparty en ons het gesê ons is bereid om julle saam te werk in die regering van nasionale eenheid. As hulle dit nie gaan doen nie, as hulle op hierdie manier gaan aanhou, dan sê ek vir die ANC gaan vernietig word en verdwyn van die politieke speelveld in 'n nuwe dinamika wat se ontwikkel. Dis ideaal as van die reëls vir die RNJ. Wel, dit geld vir hulle ongelukkig ook. Hulle het ook nie 'n keuse regtig nie, want ek moet jou eerlikwaar sê, dis 'n ander debat. Wat ek ervaar het in die Wes-Kaap, waar ek ook leier was tot onlangs, het jy dieselfde situasie gehad. Dit lyk net vir my dat die groter partye en koalisies sukkel om te luister. Dit is 'n geweldige probleem en die ironie is, die grootste party, so die regering van nasionale eenheid, die ANC moet die heel nederigste wees van almal, want sonder die ander partye se steun kan hy nie bereik wat bereik moet word in terme van 'n gesamentlike ooreenkoms nie. Ek is opgewonde, ek dink dit kan regtig gedoen word, maar dan moet daar regtig 'n gesindheidsverandering kom en ek hoop die president as hy volgende week in Amerika is, gaan doen die regte goed. Ek het aan hom 'n uitdaging gerig en gesê, gaan doen daai 4 goed, dan is dit dade en nie net woorde om hier op te daag vir die eerste keer in 30 jaar nie. Dr. Conne Mulder is die leier van die Vryheidsfront Plus. Ek sê vir jou baie dankie vir die tyd hier. Dankie Oudo, groot waardering.